My vraag is, wanneer word 'n seun 'n man volgens die Bybel? Waar lê daai lyn? Hoe lyk daai mikpunt? Want ons sien selfs in vandag se tyd, ons weet nie meer om mans op te rig en ons weet nie meer kinders groot te maak, spesifiek seuns nou, dat hulle lysgesinne kan lei, dat hulle eendag iewers in die wêreld kan ingaan en as 'n man kan volstaan, want daar was nog nooit hierdie definisie na dit toe nie. Ons leer ons kinders dalk net, jy moet eendag 'n goeie werk hê en 'n goeie vrou, en as jy daai twee kan hê, dan great, okay, goeie lewe. As ons praat oor waar jy gaan in jou toekoms, is dit meer in wat se land jy bly en waar jy op pad is met jou drome. En hierdie taal van man wees, hierdie mylpaal van nou is jy 'n man, het verlore geraak. Maar as jy na die skrif kyk, sal jy sien hierdie is 'n groot onderwerp. En in vandag se tyd sit ons met soveel 'n krisis dat ons nie weet meer, mense weet nie eens meer wie 'n man wees te definieer. Jy kan maar selfs kies hoe jy identifiseer. Hallo? Hoe dwaas moet jy wees om te weet dat nie net kan jy man wees identifiseer met pypwerk van die liggaam nie. Ek bedoel, maar die samestelling van jou siel. Dink gou daaroor. Ek doen daar 'n stok lê in my erf. Ek doen dan sal my seun gaan, hy sal die stok vat en kyk, wie kan ek slaan met die ding? Jy weet, wat 'n gun kan hierdie ding maak? Wat 'n ding kan ek breek met hierdie ding? Dis in sy instink. En as my dogtertjie hom vat, dan is dit een of ander power dat sy net 'n vuurtjie kan wees of 'n ek weet nie wat nie. Sy wil mense regmaak met die ding, 'n pleister of 'n ietsie. Ons is net anders saamgestel. Maar dit is asof daai net kokkaai geraak in vandag se tyd. So wat sê die Bybel? Die eerste ding wat ons lees, want toe ek ons wil vat, is 1 Korintiërs 16 vers 13 tot 14, waar Paulus praat met Timoteus wat in die proses is om man te word. En hy sê vir hom, hier's wat jy moet doen, Timoteus. En hierdie is geestelike taal, hierdie is geestelike leierskap, hy's besig om hom op te rig, hierdie is besig van, hier's wat God verwag. Hy sê vir hom, waak en staan in jou geloof, en wees manlik, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied. Nou hierdie is interessant. Hy sê, wees manlik, en weer eens die vraag, hoe lyk dit? So hier's 4 goed wat ek wil praat vandag, oor hoe lyk dit wanneer ons manlik is. En die eerste een is die definisie, die tweede een is die plig, die derde een is die krag, en die vierde een is die begeerte. En hier is die paar goed wat die Bybel oor praat. So kom ons praat oor die eerste een, die definisie van man wees. Nou kom ek sê dit baie eerlik, baie eenvoudig, die antwoord soos mans dit wil hê. Manne, weet jy wat is daai lyn en hoe lyk die ultimate prentjie van man wees? Dit is nie wanneer jy boks skiet nie. Dit is nie wanneer jy skuif van chai latte na brandewyn nie. Dit is nie wanneer jy skuif van skinny jean na jou werksklere nie. Die ultimate prentjie van man is Jesus. Nou ouens, hierdie is 'n verlore ding in ons samelewing. Want ons het begin dink, Jesus is daai persoon wat op aarde rondgeloop het, en hy was net hierdie geestelike guru. Hy kan jou leer om te bid, hy kan jou leer om mense te werf vir die koninkryk, hy kan die koninkryk van God groter maak. Gaan kyk bietjie met die man wees bril na Jesus, en jy sal 'n man 10,000 sien. Hy het vir ons die voorbeeld gestel van hoe dit lyk. En wanneer die Bybel sê, ons manne moet meer soos Christus word, is dit nie net gaan sit in jou binnekamer en bid en klink meer intelligent oor jou Bybel nie. Hierdie is, jy moet manlik wees in jou samelewing, want dis wat Christus was. Hy kon mense skuif. Hy het B-span spelers geroep om sy volgeling te wees, en hy het hulle groot gemaak om manne te kon wees, wat 'n beweging laat volstaan het vir 2000 jaar later, waarin ek jou nog staan. Nog geen man onder die son kon dit al bereik nie, julle. Nog geen maatskappy, of selfs enige groot empire wat al ooit bestaan het in die geskiedenis, sy beweging het al so lank gehou nie. Jesus weet hoe om iets te bou. Hy weet hoe om iets volhoubaar te maak. Hy weet hoe om te laat staan, hy weet hoe om manne op te rig, hy weet hoe om met die seël te werk, hy weet om dinge gedoen te kry. Hy is nie net iemand wat liedjies sing vir ons hemelse Vader, en hy is iemand wat goed oprig op planeet aarde vir sy hemelse Vader. En iets wat ons moet raak sien binne in die karakter van Jesus, is die volgende. As dit kom by die definisie van man wees, hy vat verantwoordelikheid en hy skep orde. Dis nog heeltyd wat hy doen. Dink gou in die gesprek waar ek en jy begin in die skepping, en selfs later, wanneer Jesus aarde toe moes gekom het, daar was iewers 'n gesprek oor die mens wees se sonde. Nee?
Ons wat die pad mis. En nou is daar 'n mannegesprek, sou jy wou sê, in die hemel en sê, okay, hier's chaos, hier's 'n probleem, wat gaan ons doen? Gaan ons die mensdom oorlaat aan hulle self of gaan iemand iets doen? En raai wat het Jesus iewerste gesê? My Vader, stuur my. Ek sal gaan. Ek sal die prys optel. Ek sal namens hulle die las gaan dra. Ek sal die verantwoordelikheid optel van iets wat nie werk nie. En daar sien ons man wees uit en uit. En hier is iets waar ons moet praat. En hier is ons hoekom. Daar's te veel gesprekke oor selfsugtige ambisie as dit kom by man wees. Eerder as gehoorsaamheid tot God. Dit is verskriklik stil volgens. Ons het vinnig geraak om te hoor wat ek en jy moet doen om rand en sent in die sak te kry, eerder as om die boks te tik van Here, ek het gedoen wat U my vra vandag. Ons moet hierdie goed in plek kry. Want man wees word geken in verhouding met Christus. En dan sal al die res kom. En hier is 'n groot probleem wat ons het in vandag se man wees, omdat ons nie God wil verteenwoordig nie. Loop ons manne in vandag se tyd uit, en dis die algemene prentjie, ek praat oor 'n stereotype. En ons sien mans wat net wil kry en nie wil gee nie. Die een ding wat Christus identifiseer van man wees, van verantwoordelikheid en van orde, is hoe hy gee. Hy gee sy lewe, hy gee sy tyd, hy gee sy hulpbronne, hy gee sy alles vir hierdie verantwoordelikheid en orde wat hy moet bring. En vandag se tyd definieer ons meer manne en ons sien meer met ons eie oë man wees, van kyk wat het hierdie manne alles al bereik en gekry in die lewe. Ja, check hierdie bakkie wat hy ry. Ek wil eendag ook so wees. Ek wil ook eendag hierdie huis hê. Ek wil ook eendag daai doen. Ek wil ook eendag daai word. Ons meet man wees en kry. En ons voel meer soos man wanneer ons kry. Kom, man, wees eerlik hier vandag. Dit is lekker wanneer jy ewe skielik bietjie hoor sit op die pad en jou kar brul so bietjie harder. Kom aan, is lekker. Is daarom maar seker daai goeters ons begin ons koppe laat spoel. Dis nie man wees nie. Christus sê, jy kan jou bakkie ry, dis fyn, maar wie help jy met jou bakkie? Hoe gee jy jou bakkie vir my doel? Daar's die vraag. Hoe dien wat jy het hom? En hier is belangrik. Dis great jy visstokke het, gebruik hulle, maar hoe lyk die gesprekke wanneer jy vis vang? Wie vat jy saam? Gee jy? Dis Christus. Dit is reg wanneer jy al jou stokperdjies wil uitleef, dis fyn. Dis reg wanneer jy die drome en ambisie het, dis fyn. Maar wanneer jy dit kry, hoe gee jy? Want Christus word nie geken in hoe hy gekry het nie, maar hoe hy gee. So hier's my vraag, as jy wil weet, hoe goeie Christen is jy op die oomblik, manne? Hoe goed het jy die vrouens lief in jou omgewing? En spesifiek natuurlik een waarmee getroud is. Want daai is waarna God kyk. En dit is vir hom 'n belangrike ding. So belangrik dat Petrus die volgende geskryf het: Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Nou daai is 'n groot stelling. Verstandig met julle vrouens saamleef. Groot opdrag. Bewys eer aan hulle as hulle die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. As jy haar so behandel, sal jou gebede nie geblokkeer word nie. Manne, kan ek net weer hierdie groot ding vir ons lig, wat die skrif hier vir ons sê? Hoe ons vrouens hanteer, bepaal of God na jou gebede luister of nie. Jy kan maar bid vir jou besigheid. Jy kan maar soeg vir daai rand en sent. As jy nie jou vrou lief het soos Christus het nie. Christus sê prioriteite eerste. Jy het besluit om te trou. Jy het besluit om jou lewe te gee. Van wanneer af het jy besê, gee vir my, en jy het begin vatterig raak. Geef jou vrou. Dien jou vrou. Wees lief vir jou vrou. En dan sal die res kom. En nie net by die vrou en opoffering hê, maar julle voorsien en verdedig. Dis wat die Here wil hê. Ons moet ons vrouens, ons moet voorsien vir hulle en ons moet verdedig. Nou, hierdie voorsiening lê op verskillende vlakke, geestelik, emosioneel en fisies. Al drie areas is waar ons moet voorsien en verdedig. Geestelik, emosioneel
en fisies. Nou geestelik is nog 'n groot in vandag se onderwerp, in vandag se tyd julle, groot onderwerp. Want ons sien al hoe meer manne wat nie weet hoe om geestelike leiding te bied in die huis nie. En ek wil ons graag help vanoggend. Ons dink ons moet een of ander tipe gebed bid en ons dink ons moet een of ander Bybelstudie kan doen en ons dink ons moet een of ander geestelike kursus kan aanbied en ons moet ons vrouens en ons kinders so kan oprig dat hulle sommer versies kan sê en ons sit met verwronge prentjies oor wat dit beteken om geestelike leiding te bied. Nou manne, hier is wat ons moet weet. Hier is hoe dit lyk. Haal daai hoë standaard van geestelike leier van jou huis net bietjie een tree nader. Want dis wat God verwag van enige leier, van enige man, een tree op 'n slag. Nou manne, hoe lyk een tree op 'n slag? Hier is my voorstel. As jy nie seker is hoe om hierdie ding te doen nie, begin net bid vir jou vrou. En hier is hoe maklik dit is. As jy wil reg bid vir jou vrou, hier is al wat jy hoef te doen. Hier is al vermoë wat jy hoef reg te kry. Jy moet net kan luister. Ek weet dit is taaf, maar luister. Wat bedoel jy, Morai? Jy sien, jy gaan na jou vrou toe. Jy sê, my engel, my liefie, my poekie, my duifie, wat ook al jy noem. Hy sê, ek kan sien ons dinge op jou hart. Is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid? Waarvoor kan ek vir jou bid? En dan, hier is die luister. Jy luister net. Dan gaan sy 'n lang lys vir jou noem. En jy moet mooi luister en onthou net die lys. Onthou net die lys. OK. Dis die kinders, dis die werk, dis voel dit mekaar. OK, ek het die lys. En jy kyk net en jy luister. Dan sê jy, OK, is reg. Ek gaan nou vir jou bid. Dan vat jou hand, dan begin jy net met ons Hemelse Vader. Ek dra my vrou op vandag aan U. Ek bid vir haar dan sê jy net die lys. Jy sê dit net. Vir die kinders, vir hierdie, vir daai. Sonder enige oorgeestelike, net opregs wat jy kan, jy noem die lys en jy sê dankie Hemelse Vader. Amen. Net dit. Manne, weet jy wat doen jy vir jou vrou? Sy dink, what a giant. Hierdie ou, waar kom hy vandaan? En al wat jy gedoen het is luister. En ek maak dit eenvoudig klink, want dis hoe eenvoudig dit is. So ek wil julle vra, ek weet hoe lyk dit in julle huise nie. Maar dames, lê bietjie in. Lê bietjie in na jou man toe. Gee bietjie seksueel. Dis 'n beautiful ding wat God wil hê. Nou ek weet daar's uitdagings, maar wat vir julle kan werk. En manne, wees geduldig met jou vrou. Praat mooi. Maar een ding wat nie verskil van die woord af is dat ons nie kan sê my liggaam is myne, joune is joune en jy sal vir my sê wanneer nie. As ons getroud is joune myne, myne joune. En dit is God se prentjie. So ons het daai begeerte, die tweede groot begeerte binne in ons lewens, is die begeerte na respek. Julle, hier is 'n groot ding vir manne, massiewe ding vir manne. Jy weet, wanneer dit kom by respek, en dames, hier is 'n eenvoudige manier om hierdie ding te sien. Dit gaan oor een vraag, en daar's een vraag wat elke man oor sy lewe vra, maak nie saak wat se ouderdom jy, maak nie saak wat se kultuur eers hier, daar's een vraag wat 'n man altyd vir homself vra, en hierdie een vraag is so massief, dit beïnvloed die hele wese van die man. Dit maak of ons soos Christus kan lyk of nie soos Christus kan lyk nie. Dit maak dat ons opstaan en dinge doen met verantwoordelikheid en orde. Hierdie beïnvloed so die man wees. Dis 'n massiewe ding. Hierdie ding het Adam laat val, maar hy het die regte antwoord op hierdie vraag gehad nie. Nog elke keer wanneer daar groot sondes in manne se lewens ingekruip het, was dit teruggetrek na hierdie ding toe. En hier is die vraag wat elke man oor sy lewe vra. Het ek wat dit vat? Het ek dit? Is ek genoeg? Kan ek hierdie doen? Ek weet nie. Jy sien, elke man vra hierdie vraag oor hom en hy dink altyd hy moet beter, hy moet verder, hy moet vorentoe, hy moet nog, hy moet meer, dis hoekom ons soek die lewe, dis hoekom ons doen wat ons doen. Dis in ons instink. En wat ons nodig het om die vraag reg te antwoord, dames, daar is niemand, maar niemand wat ons kan opbou soos julle nie. Die vrouens, dis hier waar julle floreer. Dis hier waar ons die helper nodig het, soos God dit ingestel het. As ons wil man wees, moet vol prentjie staan, het ons julle nodig in hierdie. En hier is hoe dit klink, en dit klink ook vreemde taal, maar moenie 'n tweede Heilige Gees wees in ons lewens nie. Wat bedoel ek daarby?
Jy sien, een van die eerste rolle wat die Heilige Gees speel in elkeen van ons as gelowiges se lewe is om ons te oortuig van sonde. En dames, baie keer is daai woorde wat julle baie keer sê net seer, dit is skerp. Dit sny dieper as wat julle besef. Byvoorbeeld, jy weet wanneer daai man nou kom na jou toe en hy vat jou hand en hy sê luister, is daar iets waaroor jy bekommer, kan ek dalk bid vir jou? En jy sê dalk, ek sien jy het geluister in die preek. Daai maak seer. Moet dit nie doen nie. Daai is die stem van die Tweede Heilige Gees wat wil aankla. Moenie aankla nie. Sê, wow, yes, ek sal dit so baie waardeer. Moenie skerp terugkom nie. Respekteer. En wanneer hy klaar gebid het, sê net luister, jy besef nie hoe baie het ek dit nou nodig gehad het. Baie dankie.